Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. Nou, hartelike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is by ons op Aksie met Reaksie net hier op Eden FM. Ek is Dion. En ek is Karen. Het is lekker om vandag met julle weer te kan gesels. So uit 'n woensdagpunt uit en ja, gister was 'n uit 'n woensdagpunt uit. Gister was reeds warm geweest. Vandag se weer is weer 'n bietjie koeler. Maar ons is maar so in die middel van winter omtrent al. Nee, eerste maand van winter in die middel van die jaar. Kan nie glo, Karen. Oor die helfte van hierdie jaar sal die Kersfees. Ag, rarig. Nee, jy maak my moedeloos. Tyd hardloop. Ja, dit laat my dink aan ons Christmas in July. Dat ons meneer en mevrou Christmas in July het by daai lekker musiekfees en stalletjies en alles wat volgende week begin by die George Gronde. Ja. Maar ons sê wanneer het ons die 22ste, né? Wanneer is dit? Of nie die 6de Julie. Die 6de Julie is ons kompetisie. Ja, die 6de Julie. Ja, vir juniors en seniors van 4 jaar oud af? Van 4 jaar oud af tot en met, dink 21, 22 daar rond. 23, 24. Ja, dis die 20s. Vinnig uit die kop uit gedink. Ons Christmas in July, ja, dis net 'n lekker fun kompetisiekie daar om bietjie iets te gee vir die kids om te doen, want gewoonlik by sulke musiek konserte en so is daar nie verskriklik baie vir die kinders om te doen nie, en die organiseerder van die hele event het mooi gevra dat ons iets lekkers moet doen vir die jong mense. So ja, kom sluit by ons aan, julle kan ook vir ons skakel of WhatsApp op 081-869-6090 vir meer details, of julle kan op die Crawlers and Crowns Facebook groep gaan kyk, of dit is as 'n event gelaai onder meneer en mevrou Christmas in July, né? Mr. and Miss. Oh, Mr. and Miss, okay. Gooi dit in Engels, want as jy dit Afrikaans soek, kan jy sukkel om dit te kry. Dankie, ja. Goed. So, vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp. ADHD, so wat ons maar meerderheid ken in Engels ook as ADHD. Oftewel, aandag-afleibaarheids-hiperaktiwiteitssindroom. Ons gaan kyk na die simptome en wat dit beteken om met hierdie toestand saam te leef. Nou ja, die simptome van ADHD is ADHD is 'n neuroontwikkelingsversteuring wat dikwels in die kinderjare gediagnoseer word, maar dit kan ook in groot mense gediagnoseer word later jare en dit beïnvloed dit definitief ook groot mense. Ja. Die hoofkenmerke van ADHD sluit in aandag-afleibaarheid, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit. Wel, ADHD, dis hulle het gewoonlik sê ADD. Dit was die eerste ding, Attention Deficit Disorder. En toe kom die hyperactivity by, so it's Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ja, en dis twee verskillende dinge, kan jy glo. Net soos met autisme kan jy mense wat met ADHD gediagnoseer is, op verskillende vlakke vind, en daar's verskillende dinge daar moet 'n sekere spektrum van goedjies wees, om mense te kan diagnoseer met ADHD, net soos met autism, maar met baie mense kry jy sekere van daai dele in die spektrum is hoër as ander dele, en ander mense het nou weer die teenoorgestelde ding. So, die basiese issues is daar, dat ons dit so plain in Afrikaans stel. Party dele is net heightened by sommige mense, wat dan anderste is by ander mense. Ja, en ADHD is maar baie a touchy subject. Wel, as jy dit vat, soos wat mense sien, sommige kinders wat hiperaktief is, as jy nie net eers vir hulle ietsie gee om te eet of te drink wat nie goed is vir hulle nie, wat nie saamhang nie, dis 'n toestand wat It's very dependent on what you eat, what you put in your body, wat jy doen. Ja, dis regtig. Dis wat ons ook agtergekom het toe die kinders klein was. Ons het besluit ons ry nou amper 3000 kilos
in die kar met die kinders en hulle het 'n pakkie sweeties in die hande gekry. Maar in daai pakkie sweeties was daar 'n klomp rooi sweeties. Lekker rooi sweeties. En o genade, binne 5 minute nadat hulle daai rooi sweeties geëet het. My seun is verskriklik allergies vir rooi. Hy is gebore met ekseem en hy het asma gehad en al daai tipe van hy sukkel nou nog elke nou en dan daarmee. Maar as hy 'n rooi sweetie geëet het, binne 2 minute is sy vel uitgeslaan. Binne 2 minute is sy vel uitgeslaan. En nie net vel uitgeslaan nie. Ons het binne 5 minute tot ons oorlog agter in die kar gehad. Ja, nee. Met daai rooi sweeties. Genigtig. Onmiddellik daai rooi sweeties alles uit die pakkie uitgevat. Geen meer rooi sweeties vir julle nie, baie dankie. Ons wil nie vir 3000 km verder oorlog in die kar hê nie. So ja, wat jy eet is baie belangrik. Ons sal net nou daarby kom. So kom ons begin deur die simptome van ADHD uit te lig. Daar is 3 hoofkategorieë simptome. Aandagafleibaarheid is nommer 1, dis wat ons nou gesê. Nee, ons het nog nie gepraat daaroor nie, maar aandagafleibaarheid, kom ek sê vir julle. Dit is moeilik om op take te fokus of aandag te behou. So jy word vinnig, jou aandag gaan vinnig na ander punte. Ek sal dit beskryf soos 'n vlinderkind. Daar sê, soos ek. My ouma het altyd vir my gesê, ek moes altyd sing en dan neem hulle my op band op en dan hier in die middel van die liedjie, ek sing nog Doen Koding Langde en dan sê ek sommer ewe skielik, "Hoi, kyk hoe mooi is my naels." Ek doen dit nou nog. Dis baie waar, maar ek dink dit gebeur met nogals redelik mense. Ja, ons het almal ons oomblikkies, maar vir party mense is dit regtig iets wat hulle lewens ernstiglik beïnvloed. So En nog meer op dit is gereelde vergeetachtigheid en verlies van items. Vermyding of afkeer van take wat volgehoue geestelike inspanning vereis, soos skoolwerk of huiswerk. Nou hiperaktiwiteit, dit is rusteloosheid, soos om te veel te beweeg of nie stil te kan sit nie. Dis praterigheid en dit vind dit moeilik dan om stil te wees tydens aktiwiteite. Dis moeilik om stil te speel of ontspannende aktiwiteite te geniet. Impulsiwiteit, gereelde onderbrekings van ander mense se gesprekke of aktiwiteite. Moeilik om beurt af te wag. Geneigheid om risiko's te neem sonder om oor die gevolge na te dink. Nou, dis belangrik om te onthou dat nie almal met ADHD al hierdie simptome sal hê nie, dis wat ons net nou gesê het. En die intensiteit daarvan kan wissel. Sommige mense mag meer aandagafleibaar wees, terwyl ander meer hiperaktief en impulsief kan wees. Ja, en hierdie simptome kan 'n groot impak op iemand se lewe hê, veral as dit nie reg bestuur word nie. Maar moenie bekommer wees nie, daar is baie maniere om ADHD te hanteer en 'n suksesvolle lewe te lei. Absoluut, Dion. Ons gaan nou 'n musiekbreek hê en wanneer ons terugkom, gaan ons meer praat oor wat dit beteken om met ADHD te leef en watter hulp beskikbaar is. Bly ingeskakel. Ons is nou weer terug hier op Aksie met Reaksie, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Welkom terug hier op ons op Aksie met Reaksie. Nou gaan ons praat oor wat dit beteken om met ADHD te leef en dit kan 'n groot invloed hê op verskeie aspekte van die lewe, insluitende skool, werk en verhoudings. Mense met ADHD mag sukkel om take te voltooi, organisasie te handhaaf en tyd effektief te bestuur. Hulle mag ook probleme ondervind met sosiale interaksies en verhoudings. Nou daar is egter baie strategieë en hulpmiddels beskikbaar om mense met ADHD te help. Medikasie kan help om simptome te beheer en gedragsintervensies kan mense leer om hul aandag en impulsbeheer te verbeter. Terapie soos kognitiewe gedragsterapie kan ook baie effektief wees. Ja, en ondersteuningsgroepe kan ook baie help. Dis belangrik om die regte hulp te kry. As jy of iemand wat jy ken ADHD het, is hier 'n paar bronne waarheen jy kan wend. Mediese praktisyns. Konsulteer jou huisdokter of psigiater wat spesialiseer in ADHD vir behoorlike diagnose en behandelingsopsies. Ondersteuningsgroepe. Soek plaaslik of aanlyn ondersteuningsgroepe waar jy met ander kan gesels wat dieselfde uitdagings het. Skool- en werksondersteuning.
praat met opvoeders of werkgewers oor moontlike aanpassings wat jou kan help om beter te funksioneer. Boeke en hulpbronne. Lees boeke soos Driven to Distraction deur Dr. Edward Hallowell en Dr. John Ratty om meer te leer oor ADHD. Nou hierdie bronne kan jou regtig help om beter begrip van ADHD te kry en maniere te vind om jou lewe te verbeter en te bestuur. So ADHD, net om daai te wys, is regtig 'n ding wat 'n mens kan op leer en sien hoe ander mense funksioneer met dit, hoe jy hulle kan help, wat jy kan doen om 'n verskil vir 'n persoon te kan maak wat met ADHD lewe. En ek dink Karen, so wat ons mos nou 'n bekende persoon, motivational speaker ken van Australië af, Kerwin Rae. Ja, hy is fantasties. Yes, hy is ook gediagnoseer of Hy het ADHD, hy is gediagnoseer met dit. Yes. Maar soos wat hy sê, julle sal 'n bietjie luister, ons gaan vir julle so kort snippet speel van hom. Maar hy is verskriklik slim. Ek sê altyd vir jou, hy is nie van hier nie. Hy weet so baie dinge oor so wye breë spektrum goed. En ja, soos hy sal sê, it's a gift. Dis soos ons ook altyd sê ten opsigte van autism, it's not a disability, it's a different ability. So ja, baie keer sien mense iets wat jy mee gediagnoseer word as 'n slegte ding. Dis nie 'n slegte ding nie. Dis eintlik net dokters of mense wat vir iets 'n naam moet gee wat hulle self nie ken nie. Ja. So party mense sal dan kinders of ander mense boelie daaroor omdat hulle you're different, so now we have to treat you differently. Ag, sies tog. Dis nou jammer dat mense sulke lelike oogpunte het in die lewe, maar dis regtig mense met ADHD is regtig wat ons al gevind het. En as jy maar gaan Google, dan sal jy dit ook sien. Dis baie intelligente mense. Absoluut. Einstein, al daai mense, dieselfde storie. Want hulle brein is heeltyd besig met om te dink wat is die volgende ding wat hulle moet uitsorteer ensovoorts. En dis dit. Attention deficit. Jou aandag kan nie vir 'n lang periode by 'n sekere ding bly nie. Fokus, maar jy kan oefen om dit te doen. Net soos alles, practice makes perfect. You can. Absoluut. Jy kan oefen. Ja, dit help net om bietjie ondersteuningsgroepe te hê om vir jou te kan wys hoe presies jy dit kan doen. En vir elke persoon gaan dit iets anders wees. Net soos om van stres ontslae te raak, vir my verskillend is van hoe jy van stres ontslae raak, byvoorbeeld. So, ja, net om jou manier te vind wat vir jou werk. Maar alles gebeur vir 'n rede. En ja, ek wil hê julle moet gou luister hierso na wat hy sê en dan gaan ons op 'n musiekbreek en dan daarna gaan ons gesels oor die oorsake van ADHD en hoe om dit te behandel. So bly ingeskakel hier op Aksie met Reaksie, net hier op Eden FM. Ons is nou weer terug hier by julle. When I was given the label of ADHD, I was being tagged as problem child and learning disabled. And it took me, I don't know how many decades later for me to realise ADHD can present differently depending on who it is. But my ADHD presents in a way where my brain is very hyperactive. I've learned how to maintain and manage the hyperactivity within my body, but my brain can still be quite hyperactive. And so it moves really quickly, it can process information really fast. I just need to know where to point it. If your brain processes information very quickly and grabs onto multiple concepts at once, but you point it at the wrong concepts, that's a fucking nightmare. But if you learn how to direct your mind, calm your mind, and then be able to focus on the things, you can literally, it's an upgrade. As far as I'm concerned, ADHD, it gives you the unique ability to be able to do things that other people can't. How do we know this? Because there's a disproportionate amount of people with ADHD that are self-made millionaires. And same with dyslexia. Dyslexia, at its basic form is the ability to be able to recognise patterns and see other patterns that people can't. But as a consequence of that, some of the presentations of symptoms means that letters, sentences and numbers can sometimes appear to move around on a page. But when you look at a page, you can probably see every single "the" on the page. You can probably look in a market, look across a series of data points, newspapers, whatever, and see themes that just stick out to you because you just happen to see trends. Two really important qualities when it comes to business. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
Welkom terug hier so by ons op Aksie met Reaksie. Ons het nou so 'n bietjie geluister na wat Cohen te sê gehad het oor die superpowers van ADHD. En as jy nou eers ingeskakel het by ons gesels nou oor die oorsake en simptome van ADHD, hoe dit jou beïnvloed en wat jy kan doen as jy dit het of as jy weet van iemand wat dit het, wat jy kan oplees, waar hulpmiddels gekry kan. Om my lewe makliker te maak, ja. Absoluut. En so kom ons gaan nou verder en ons gesels oor wat dit veroorsaak en hoe dit behandel kan word. Ja, ADHD kan deur verskillende faktore veroorsaak word, insluitende genetika, breinfunksie, struktuur en leefstylfaktore. Nou, leefstylfaktore het ons net so 'n bietjie van gepraat, is oor wat jy eet ensovoorts. Yes. Genetika speel 'n groot rol en ADHD kan oorerflik wees. Studies toon dat breinskanderings van mense met ADHD dikwels verskille in breinstruktuur en funksies wys. Daar is ook leefstylfaktore wat 'n rol kan speel, soos dieet en oefening. Jep. 'n Ongebalanseerde dieet en 'n gebrek aan oefening kan simptome van ADHD vererger. Daarom is dit belangrik om verfynde suikers en koolhidrate te vermy en te fokus op 'n gesonde dieet en voldoende oefening. Medikasie is een van die algemeenste behandelings vir ADHD, maar daar is ook natuurlike benaderings wat baie effektief kan wees. Aanvullings soos visolie, sink, magnesium en probiotika kan help om simptome te bestuur. En ja, dit is natuurlik my gunsteling. Ek hou glad nie van medikasies wat hulle die kinders en die mense deesdae opsit met daai goedjies nie. Dis habit forming en changes the pathways in your brain en. Ons het die afgelope 2 maande terug al gesels oor die natuurlike medikasies wat gebruik kan word vir. Ja, ek kan vir jou baie lekker mengsel maak wat baie gesond is vir jou en vir jou 'n algemene gesondheid ook 'n boost sal gee. Jy moet vir ons vertel voor die einde van die program. Ek sal probeer onthou. Yes. Ja, Wat sê ons? Ons sê it's a person to person, it's a personal mix. Ja, ek kan vir jou enigiets meng wat jy nodig het om te gebruik om jou volronde gesondheid te ondersteun, dat ek dit so stel. Ja, gesonde goed, natuurlike goed, niks wat daar's natuurlik gesond, niks wat verslawend is nie. Ons kry baie goeie resultate van al die pasiënte wat op die natuurlike produkte is en hulle rapporteer sommer dat daar allerhande ander dinge ook beter raak in hulle gesondheid en opsig van gesondheid wat hulle nie aangedink het toe hulle daai mengsels begin gebruik het nie. Nou, die terapie soos kognitiewe gedragsterapie kan ook baie help, sowel as mindfulness en meditasie, om die gees te kalmeer en fokus te bevorder. Nou, ons moet nou nie dink aan meditasie as in allerhande strange goedjies nie. Meditasie kan wees, jy gaan sit buite in die natuur en jy fokus op jou asemhaling en jy geniet die natuur en jy geniet en waardeer die natuur skoon om jou en jy spandeer tyd met 'n dier. Dit is net Luister na die voeltjies fluit. Daar sy. So, ja, dit help om jou gees te kalmeer, soos ons sê, en jou fokus te bevorder. Nou, dit is belangrik om te onthou dat elke persoon uniek is en wat vir een persoon werk, mag nie vir 'n ander werk nie. Ja, dis wat ons net nou gesê het, né? Jep. Daarom is dit 'n goeie idee om met 'n gesondheidspraktisyn te werk om 'n individuele plan te ontwikkel wat vir jou werk. Ja, vir jou persoonlik werk. Ons moedig luisteraars aan om ons program te kontak as hulle vrae het of hulpbronne benodig. Dankie aan almal wat ingeskakel is. Onthou, jy is nie alleen nie en daar's hulp en ondersteuning beskikbaar. En nou, ja, ek het dit so opgelees 'n bietjie tussendeur, oor waar mense hulp kan kry of wat se nommer hulle kan kontak as hulle weet van iemand wat sukkel met ADHD, 'n kind wat sukkel met ADHD of jouself bietjie meer inligting wil kry. So dan kan jy gaan na die South African Depression and Anxiety Group, SADAG. Hulle is by 0800544433. Ons kyk gou na 'n paar dinge wat ons na kan kyk om dit vir ons makliker te maak
om met ADHD te deel. So, ons het net nou kortliks genoem van jou dieet. So, soos genoem is verfynde suiker en koolhidrate die grootste sondaars. Wanneer hierdie kosse bloedsuikervlakke beïnvloed, vererger die simptome van ADHD aansienlik. Nou daarom is dit belangrik om verfynde suiker en koolhidrate tot die minimum te beperk en weg te bly van hoogs geprosesseerde voedsels. So ons hou baie van hoe varser hoe beter. Ja. Ons sê altyd if nature didn't make it, don't take it. So daar is verfynde en hoogs geprosesseerde voedsels en verfynde suikers in allerhande meelprodukte. So die beste ding is wat ek altyd vir die pasiënte sê, as ons sê ons gaan op 'n detox, is kort en kragtig rou vrugte en groente. So rou as wat jy kan. Soveel rou groente en vrugte as wat jy kan. Almal sê, ja, maar jy kan nie suikers eet nie, want suiker, daar's baie suiker en vrugte. Maar dis nie dieselfde suikers wat die moeilikheid veroorsaak in vrugte nie. Dis goeie suikers in vrugte. Jy gaan ook nie net heeldag 10.000 vrugte in jou lyf indruk nie. Nee, maar as hy Gebalanseerd. bokblaartjies in die yskas is, haal dit uit en kou dit. Dis daarom nie so erg nie. Almal sê altyd my, wat gaan ek nou eet as ek nie vleis kan eet nie, as ek nie brood kan eet nie. Iemand het my gesê, bread is life. O genade. Ja, goed. It's a world of possibilities, laat ek dit. Ja, daar's 'n groot world of possibilities wat mense kan eet. Veral maar vir Dion. Ja. Van dit hy af is van vleis af. Hy het ook gedink nooit, dis my nooit afkry nie. Ons eet baie lekker. Nou, ons sê altyd kies vars voedsel en maak seker dat koolhidrate van goeie, lae GI bronne kom en dat dit saam met genoeg vesel geneem word om te verseker dat die liggaam dit absorbeer met die minste bloedsuikerverandering moontlik. Nou aanvullings. Die gebruik van die regte natuurlike aanvullings beteken dat jy ADHD sonder enige neeweffekte kan beheer en behandel. Anders as die chemiese medikasie wat ernstige neeweffekte het. Ja. Dit word aanbeveel dat jy jou kind of tiener die volgende aanvullings gee om te help om hul ADHD op optimale vlak te bestuur. Ek sal amper ook net bysê nie as jy net jou kind en jou tiener en vir jouself ook as 'n volwassene. Ja. Is visolie, dis omega-3 vetsure, maar daar is vir my nog 'n redelike probleem daarmee, omdat hulle so baie wat is dit, mercury, daar sê, my woorde ontgaan my, in die vis kry deesdae, moet jy maar ongelukkig hier jou geldjies uithaal, om die hoogste gehalte visolie omega-3 vetsure wat jy kan kry, te kry om te sorg dat die mercury telling, wat kan ek sê? Al in void is. Hopelik, ja. Dit help om breinkrag 'n hupstoot te gee, as ook om jou serotonien en dopamien te verhoog en stres te verminder. Nou jou serotonin en dopamine levels is wat ongebalanseerd is wanneer jy sukkel met ADHD of wanneer jy wakker sit in die nag, wanneer jy veronderstel is om te slaap. So, ons praat nou van aanvullings, maar slaap. Elke persoon het ook verskillende hoeveelheid slaap nodig. Elkeen weet eintlik hoeveel slaap hy nodig het vir hom om ordentlik te kan funksioneer. Maar ja, sorg dat jy 'n plan het en dan maar volgens 'n plan jou lewe organiseer, veral met die kinders ook. Laat hulle sekere tye in die bed kom, laat hulle sekere tye voordat hulle in die bed moet kom af is van sosiale media af en af van TV's af en daai lig wat die brein stimuleer om wakker te bly. Daar's sekere kleure lig wat ook die brein stimuleer en dan kinders hiperaktief maak. Almal is deesdae met hulle telefone besig en met TV's tot net 5 minute voor hulle moet gaan slaap of raak sommer met hulle fone in die hand aan die slaap. So as jy hierdie goeders wil vermy in jou lewe en almal se lewe in die huis wil makliker maak, sorg dat jy 'n struktuur en 'n plan in jou het, en 'n plan in jou huis het, vir sekere dissiplines om toegepas te word, anders gaan dit 'n nagmerrie raak. Sink help om die immuunstelsel te verbeter en help die liggaam om proteïene te produseer wat groei by selmembrane ondersteun. Ja, magnesium.
Nou, magnesiumtekort is 'n groot storie. Jy sal sien, as jy krampe kry en snaakse hoofpyne en sulke tipe van dingetjies, dan kan jy maar weet, jy het 'n magnesiumtekort. En meeste mense het vandag 'n magnesiumtekort en dan hardloop hulle en gaan drink dolomietpille of kalsiumpille. Nee. Ek kan lang stories praat daaroor. Magnesium is jou probleem. En as jy kan, en nie verskriklike hoë suiker het nie, of 'n suikerprobleem het nie, dan sê hulle altyd 'n piesang is 'n sleeppil en 'n slaappil en 'n skil magnesium aanvulling in jou piesangs. Dit is algemeen onder kinders met ADHD en moet dus aangevul word. 'n Probiotika, om seker te maak dat darmgesondheid op standaard is van kardinale belang. Daarom moet jy altyd verseker dat jou kinders goeie probiotika neem en na hul darmgesondheid omsien. Soos genoem is onstabiele bloedsuikervlakke een van die hoofoorsake van onbeheerbare ADHD simptome. So hoë bloedsuikervlakke laat kinders rusteloos en hulle sukkel met konsentrasie. Lae bloedsuikervlakke laat kinders uitgeput. Nie net kinders nie, groot mense en kinders. Hulle het nie die energie en voldoende aandag wat hulle aan taak kan gee nie. Ja, Jessie, dit is 'n ernstige ding as jy mens nie mooi na jouself kyk nie. So jy sê altyd ook by where does everything start? With yourself. So dit begin by jouself, wat jy doen, wat jy oefen. Wat jy in jou mond indruk, dis baie belangrik. Baie belangrik wat jy vir jou 'n gesin gee. Ek gaan weer sê, if nature didn't make it, don't take it. Alles wat daar in daai boks so in die rakke staan, nee, moenie daai goedjies vir jou kinders gee nie. Probeer om, of vir jouself gee nie. Ek wil nie eintlik sê probeer nie, want dis oralste vandag. Gluten-free. En gluten-free is nie net vir sekere mense nie. Dit is eintlik maar vir ons almal. En nou sê mense, nee, ons het al die jare brood geëet en uit die krane uitgedrink en ons het niks oorgekom nie. Dis nie meer al die jare nie. Dis nou hybridized wheat. En hybridized wheat val ons genetika aan. Dit is GMO foods, dis genetically modified food. So dit beteken as ons liggaam weet nie wat om daarmee te doen nie, so dit breek ons liggame. Dis hoekom daar nou goed is soos auto-immuunsiektes wat nooit voorheen daar was nie, toe ons die brood geëet het en uit die krane uitgedrink het nie. Dit was nooit daar nie. En die rede daarvoor is omdat hulle hybridized wheat gemaak het. So hulle het nou bietjie genetiese werk gedoen aan die wheat, wat is wheat in Afrikaans? Mielies. Nee, graan. Hulle het nou genetiese veranderings gemaak aan die graan, sodat die insekdoder eintlik in die graan ingebou is, sodat die insekte dit nie kan eet nie, sodat hulle baie meer van die graan kan maak om nou Kampsdag World Hunger te stop. Maar intussentyd druk hulle vir jou gemors in jou liggaam, wat jou liggaam siek maak, so nou maak hulle world dependent on pharmaceuticals. Maar in elk geval, okay. Ons kan vir ewig praat daaroor. Daar is 'n storie wees vir 'n That's another story. A story for another time. So ja, so kyk maar na glutenvry en melk. Dis ook 'n baie lang storie vir 'n ander dag. Af van daai goedjies af. Kry vir jouself almond milk, kry vir jouself, probeer om van die soja weg te bly, want soja is ook maar genetically modified, en meeste van die soja goeders is genetically modified, en dan gaan dit weer met die hormone karring, en rarig, jy wil nie met die tieners se hormone ook nog karring, daar's klaar genoeg moeilikheid daar, so natuurlijk soos moontlik. Ja, en hier het ons nou alweer aan die einde gekom van ons program vandag, kan jy glo, Dion? Nee, sê. Ja, en ek wil net sê daarby, julle met julle self, julle Sondag met die jeugdag lekker geniet, en aan al die papas daar so. Ja, jeugdag en Vadersdag. As 'n jeugerige Vadersdag. Ja, die vaders kan jonk voel. Ja, julle moet 'n heerlike Vadersdag hê, en ja, waardeer julle paas. Absoluut. Waardeer hulle en sê vir hulle dankie vir alles wat hulle vir julle doen en opoffer.
En ja, druk 'n bietjie daai trots in die sak. En geniet dit net. Met maandag is ek daar weer 'n vakansiedag, so Ja, 'n bietjie laat slaap. dis hy. Of pa kan gaan vroeg opstaan om te gaan golf speel, so ietsie. En julle met 'n fantastiese week verder, hè. Bly geskakel vir die afternoon drive saam met Paul en Mas, net hierso op Eden FM. Ons groet julle hierso waar ons is. Ek is Dion. Ek is Karen. Tot volgende week toe. Hou moed en hou aan, aksie neem. Dis hy. Totsiens. Bye-bye. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM stereo.